Goeiedag en baie welkom. As ek begin dan groet ek in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare, wonderlike Heilige Gees. Amen en amen en amen. Prys die Here. Here, dit is 'n nuwe week. Here, dankie vir verlede week. Die week wat nou verby is, noem mense dit nie verlede week nie. Nou wat is die week voor dit? Voor verlede week. Wat ons hierdie wonderlike ervaring met U gehad het. Here, dankie vir verlede Sondag se opstanding. Here, en die opstandingskrag wat U vir ons kom duidelik maak het, Here. En ons kom en ons staan vanoggend nog steeds in hierdie opstandingskrag. Here, dit is, Here, dis iets nuut vir ons dalk, vir baie van ons, Here, maar ons wil, Here, daarin staan en ons gaan, Here, ons gaan dit bely elke dag, onthou dit vir die res van jou lewe. Here, vandag staan ek, vandag oorwin ek in die opstandingskrag. Amen. Want ek kan. Want die Here is in my. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus. Here, ons is nog steeds, Here, nog steeds maal alles wat U gesê het, Here. Daar, U het soveel wonderlike goed gesê in die week voor dit. Here, hierdie week het dit nog steeds gemaal. Maar Here, dankie Here, laat dit maal, laat dit fyn maal, Here, dat dit inmaal en in ons harte val en in ons verstande. Here, maak dit vas. Here, ons kom vanoggend en ons bring alles na U toe. Here, dit maak nie saak wat dit is, of dit klein is of groot is. Here, of dit lyk soos 'n probleem en of dit lyk maar net, Here, soos 'n ongemak. En dit maak nie saak wat dit is nie. Ons bring alles en almal weer vanoggend na U toe. En ons pleit, Here, in die opstandingskrag van Jesus, in die krag van die Heilige Gees, wat hierdie opstandingskrag lewend gemaak het. Here, kom, laat U Gees ook lewend maak in mense se lewens. Here, mense se geeste, in Jesus naam. Here, ons bring hulle wat siek is, ons bring hulle wat in finansiële probleme is, ons bring hulle, Here, wat in verhoudingsprobleme is, Here, vir hulle wat borstel met hulle self, Here, wat borstel met sade. Ons bring alles voor U en alles voor die opstandingskrag. Die krag van die Heilige Gees, Here, ons bring dit alles voor U en pleit U Gees se opstandingskrag en manifestasie in elkeen en in alles. Ons bid dit in Jesus se naam. Here, seën ook hulle wie weer eens in hierdie nuwe maand reeds, Here, getrou is aan U, en sien, Here, U vriend in Christus, Here, Gansbaai, Zenmarie en Wiet, Here, seën hulle ooreenkomstig U woord, seën hulle ooreenkomstig U rykdomme in Christus in hulle. Dankie, Here, ontvang hulle saad. Dankie, Here, dat dit deur is, dat die sak leeg is, dat dit in die grond is. Laat U goeie wil geskied. Amen en amen. En prys die Here. Halleluja. Hierso is 'n prentjie, daar is een ou, dis dieselfde ou. Hy wys net twee rigtings van hom. Beskerm teen God en Satan.
Nou dit kan vir jou vreeslik snaaks klink, verkeerd klink, nie reg klink, vreemd klink, ek weet nie wat dit wil klink nie, maar dit klink, ek weet, dit klink. Right. Prys die Here, dankie Here vir u woord, dankie Here vir u Gees wat self die woord openbaar het. Jy weet in die lewe waarin ons is, kom ons noem dit nou maar die alledaagse lewe, is daar verskriklik baie gevare. En die meeste van hulle is fisiese gevare, waarteen die mens hom moet beskerm. As jy daaraan dink, daar is van inbrekers na moordenaars, fisies, né? Fisies, van siektes en virusse, en wat nog? Fisies, soveel gevare. Maar, as ons dit nie genoeg is nie, dan is daar nog ander gevare. Bedrog veral. Veral hierdie internetbedrog. Online fraud. En wat nog ook al. En asof dit nie genoeg is nie, wriggies, daar kan dit meer word, ja. Is daar nog geestelike gevare. Die aanvalle van Satan. Waarteen ons moet waak die hele tyd. Nou is ons al by 4. En asof dit nie genoeg is nie, kan die lysie wriggies langer word, ja. Dan is daar nog die gevare van die Here ook. En niemand wil sê amen nie, want dit klink nie reg nie. Amen. Hulle kan daarop amen, dit klink nie reg nie. En nou sê jy, het ek verkeerd gehoor? Nee, jy het nie verkeerd gehoor nie. Beskerm teen die gevare van die Here. Nee, maar daar kan nie gevare van die Here wees nie. Nou wil jy heel klaar kom en vir jou versies bymekaar maak om my nou die teenoorgestelde te kom sê. Nee, stop. Luister wat die Here sê. Oor die jare was ons nog altyd vertel en geleer om ons teen wie te beskerm? Teen Satan te beskerm. Nie waar nie? Maar ons was nog nooit teen die gevare van die Here geleer nie. Om ons te beskerm teen die gevare van die Here. Maar wat kan die gevare van die Here wees? Die groot gevaar van waarteen ek my moet beskerm, is die gevaar van die onttrekking van God se Gees. 'n ander gevaar is wat ek kan lees daar so in Openbaring hoofstuk 3, dan gaan we en deur Jesus uitgespoeg te word omdat ek lou is. Dit is 'n gevaar waarteen ek my moet beskerm dat dit nie met my gebeur nie. Dan gaan ons nog verder en reg deur die Bybel, ons weet daarvan, maar ons kom daar so by Openbaring 19, dan is daar so 'n ander gevaar waarteen ek my moet beskerm. Dis die grootste gevaar, dit is groter en erger as enige van die gevare wat ek genoem het, die gevaar van die oordeel van God. Dit is goed waarteen ek my moet beskerm, dat dit my nie oorkom nie. Amen. En nou sien ek almal sy gesiggies verander so. Okay, dit maak nou sin. Prys die Here. Oor die jare was daar net verkondig hoe wonderlik dit gaan wees, en ons moet uitsien, en die wonderlikste dag, is die dag wanneer die Here kom op die wolk om sy bruid te kom haal. En omdat dit die hele tyd vir almal geleer word net, en niks verder nie, niks van daar is gevaar daaraan, as dit nie gaan gebeur nie. Is hierdie grootste, louste gelowiges, eintlik ongelowiges, ongereddes, almal sien so uit na hierdie dag wat die Here gaan kom. Really? En ek bly stil, want ek wil hê dit moet hier ingaan, en dit moet hier uitkom. Die profeet Amos,
sê 700-800 jaar voor die Here se koms, skets 'n ander prentjie met die koms van die Here. En dat dit nie vir almal 'n wonderlike dag gaan wees nie. In Amos 5 vers 19 staan geskrywe, wee die wat na die dag van die Here verlang. Wow, stop die bus. Regtig? Ja, daar staan nie, wees so bly almal vir wat na die dag van die Here verlang nie. Daar staan, wee die, jammerte vir die, wat na die dag van die Here verlang. Wat sal tog die dag van die Here vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Oeps, vers 19. Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop hom raak. Of hy kom in die huis en leun met sy hand teen die muur en 'n slang byt hom. Amen. Sien jy? Dit is 'n ding, Here, dis 'n gevaar van die Here wat nog erger is as enige van hierdie gevare wat hier op die aarde kan wees. Beskerm jou daai dag dat jy nie soos hier gaan jammer wees dat die Here kom. Dis wat daar staan. Wow. Wat Amos hier skryf, is dat jy jouself daarteen moet bewaar, moet beskerm, dat jy op die aarde, of in die graf waar jy is, dalk as jy al gesterwe het, dat jy gaan agterbly, wanneer Jesus met die wegraping kom om sy bruid te kom haal, of sy gees van die aarde onttrek. Hoekom? Omdat ek eerstens, Here, ongelowig is, omdat ek nie weergebore is nie, of was nie, omdat ek nie in gees en in waarheid gewandel het nie, omdat ek nie heiligmaking nagejaag het nie, dan gaan ek jammer wees die dag wanneer die Here dit kom. Dit is 'n dag waarteen ek my moet bewaar, moet waak, dat ek nie aan die kant gaan staan wat gaan jammer wees nie. Want dit gaan 'n verskriklike dag vir die wie nie sy bruid is wees nie. Die profeet Jesaja skryf in Jesaja 2 vers 19, 20 en 21, of 19, 20, daar rond, kom ons kyk gou, wat sê dit? En hulle sal gaan in die spilonke van die rotse en in die gate van die grond vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. In die dag sal die mens sy silwer afgode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het om voor neer te buig weggooi vir die molle en die vleermuise. Vers 21, om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kranse, vanweë die skrik van die Here, en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil, as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. Amen. 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 As jy gemis het waar ek gesê dit is, Jesaja 2 vers 19, 20 en 21. Dit is werklik iets van die Here waarteen ek my moet beskerm, dat dit my nie gaan oorkom nie. Sien jy? 2 Petrus, hoofstuk 3 vers 12, skryf Petrus, julle wat die koms van die dag van die Here verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.
2 Petrus 3:12. Hy sê hierso, al hierdie, al 3 wat ek nou gelees het, Amos, Jesaja, Petrus, hulle sê, beskerm jou, pas op teen die woede van die Here, bewaar jouself daarvoor. En hy sê iemand, ja, maar hoe doen ek dit? Nee man, prys die Here, daar is goeie nuus vanoggend. Hierdie is ook nie, hierdie was net 'n waarskuwing. Die Here waarsku, maar dit is nie van die Here as dit net 'n waarskuwing is nie. Die Here gee 'n waarskuwing en dan gee hy nog goeie nuus. Die goeie nuus is dat God wil hê dat jy daarteen beskerm moet wees. Regtig, ja. Hoekom dink jy anderste het hy Jesus as offerlam vir jou sonde gegee? Hoekom dan, Here, en het Jesus uit die dood verrys, sodat jy in weergeboorte in hom, saam met hom, in sy opstandingskrag, met God se gees vervul kan wees, en sy lig kan dra, en teen Satan, sowel as die toorn, en hierdie oordeel, en hierdie verlatenheid van God, beskerm kan wees. Amen, halleluja. Dit is wat die Here wil, dit is wat die Here begeer vir jou. Dus daarom het hy dit op 'n skinkbord vir jou kom gee. Dankie Here. Net toe ons al begin worry, toe sê jy dit. Wow. Want die Here sê daar so, Efesiërs 5 vers 8, dan skryf Paulus mos, vroeër was julle die ene duisternis. Maar nou is die Here julle lig. Nou, wat staan daar so? Maar nou is julle beskerm teen hierdie straf van die Here, teen die oordeel van die Here. Halleluja, ons is daarteen beskerm. Nie net teen dit nie. En ek praat, ons konsentreer vandag die Here, laat ons konsentreer op die oordeel, hierdie straf van hom, en nie Satan en sy aanvalletjies en daai goed nie, want dit is 'n minor, dit is klein teen die Here se krag en die Here se geweld. Maar met hierdie selfde krag en hierdie selfde geweld, wat doen die Here? Hier sê hy, daarmee red ek ook. En beskerm ek ook. Wow. Sjoe. Here, as dit nou nie bemoedigend is nie, en as dit nou nie vir my moed gee, om die volgende stap te neem nie, om oorgawe te maak nie, Here, sal niks nie. Halleluja. Ja. Die eerste vraag is jy beskerm teen God? Het jy by daai punt gekom? En die nie sê ja, dan sê ek, Here, dankie, halleluja, prys die Here. En dan sê ek, wat doen jy daarmee? Dan moet jy die heiligmaking najaag verder, en as jy nog nie by daai punt gekom het nie, en as jy die pad duister geraak het, iewers en afgeval het, dan sê die Here, vandag nou is die kans om dit weer terug te bring. En veral jy wat vir die eerste keer sê, Here, waarvan praat hulle hierso? Wat nog nie by weergeboorte gekom het nie. En jy begeer dit vanoggend. Daar's daar net een ding wat die Here van jou afvra. Is jy bereid om afstand te doen van jou lewe, van jou kop, van jou verstand, van jou eie emosies? Dis al wat ek vra vanoggend. En ons gaan nie so een gebed doen, maar Here, as hy herstel is vir iemand wat al reeds daar was, wat afgeval het, wat weer terugkom, alles, Here, ons cover almal met hierdie gebed.
En dan nooi ek jou in die naam van Jesus, net soos wat hy jou genooi het en uitgenooi het, om jou sy bloed aan te bied en sy liggaam aan te bied. So nooi ek jou ook dan om my te volg net in hierdie gebed. Ek bly stil, ek gee jou kans. Dink daaraan, net vandag ja nie. Is jy werklik bereid? Wil jy regtig soveel dinge verander? Wil jy regtig, Here, wil jy? Here, help. Right, jy het lang genoeg gehad om te besluit, kom ons bid. Ek sal die eerste stukkie doen, dan gaan ek vir jou sê wat jy my moet volg. Vader, in die naam van Jesus, bring ek vir hom of vir haar wat nou hierdie woord van u luister, wat hierdie uitnodiging van u nou, Here, ontvang. Ek dra hulle, elke een, aan u op. En nou kan jy my volg met kort sinnetjies wat ek gaan bid. Vader, in die naam van Jesus, kom ek vanoggend, kom ek nou, en werp myself voor u neer. Here, vergewe my sondes en my oortredinge teen myself en teenoor u. Ek lê hierdie lewe nou neer. Ek is moeg. Ek is uitgeput. Ek is klaar, Here. Red my nou in Jesus naam. As hy net jy het oorhandig aan die Here. Vader, ek kom in die naam van Jesus. Ek bely u as my koning en my verlosser. Jesus, daar is niemand soos u. Vader, ek bely u as die ewige skepper van hemel en aarde. En Heilige Gees, ek bely u nie net as die Gees van God nie, maar ook as my leiding en rigting. Here, herskep my nou in die opstandingskrag van Jesus. Herskep my gees weer. Herskep my gees vir die eerste keer. Neem verder volle beheer van my lewe. U bevry my nou en verlos my nou van enige en alle geestelike, fisiese, sielsverbindings. Ek is vry. Ek behoort, as die eerste keer is, aan u nou.
Ons al voorheen by hierdie punt van weergeboorte was, dan sê ons, ek is herstel in U nou. Dankie vir U genade. Maak my toe met U bloed, die bloed van Jesus. Omring my met U Gees. Omring my met U engele. Dankie Here. Ek is wat beskerm teen Satan, maar ook teen die oordeel en die moontlikheid van 'n verlatenheid van God. Ek is beskerm in Jesus. Amen en amen. En nou moet jy sê, dankie Here. Wow. Tot volgende keer. Tot Woensdag seker. Ontvang die seën van die Here. En gaan in vrede. Yerechucheta Adonai dishmarecha. Yair Adonai pawanilecha wechochonechta. Yesa Adonai pawanilecha weasamlecha. Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat, jou ophef tot by hom optrek en aan jou vrede gee. Amen en amen. Wow, Here verbeel ek my, maar dit klink na hierdie gebed, na hierdie wat U vanoggend weer gedoen het, Here, dit klink hierdie seën het net skoon mooier geklink vanoggend weer. Amen. Prys die Here. Tot volgende keer. Die Here seën.